Geliefdes, ons lees vanoggend enkele verse uit Jesaja 8 tot Jesaja 9 vers 6. Daar staan die 5de vers van Jesaja 8. Verder die Here nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag, wat saggies vloei, en daar vreugde is saam met Resen en die seun van Remalia, kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom, die sterk en magtige waters van die Eufraat, die koning van Aser, en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy bedding styg, en gaan oor al sy walle, en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreidinge van sy vlerke, sal die land in sy breedte vul. O Immanuel, maak geraas oor volke en stort in mekaar en luister, alle ver plekke van die aarde. Gord julle en stort in mekaar. Gord julle en stort in mekaar. Neem 'n besluit en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie. Want God is met ons. So die mens kan doen wat hy wil, maar daar sal niks van kom nie, want God is met ons, sê die profeet. Want so het die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het, en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde, julle mag nie alles 'n sameswering noem, wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir hulle wat vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp, en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val, en verbreek, en verstrik, en gevang word. Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge, en ek sal wag op die Here, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het, tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewendes die dooies gevra word? Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen daarraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal dit donker wees, daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy land Sebulon en die land Naftali in veragting gebring. In die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Jesaja 9 gaan hier oor die voorspelling van die Messias ryk. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het,
en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het U verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldaat skoen, wat daar wegstap met die gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Liewe broers en susters, hier gedeelte kan nogal 'n bietjie verwarrend wees as mense dit begin lees, omdat daar 'n hele stuk agtergrond is wat mense maar moet onthou. Het gaan eintlik in wese, as ons dit kort opsom, daarin dat die volk van die Here, plaas daarvan hulle op die Here vertrou en 'n bondgenootskap met die Here leef, dat hulle met die Assiriërs 'n verbond wil sluit. So as 'n mens met die verkeerde dinge jou besig hou, verkeerde mense, en verkeerde gode volg, dan moet jy God se weersin maar beleef. Terwyl God sê hy wil altyd by ons wees. En dis die kosbare boodskap ook vir ons in hierdie dag. Mag die Here gee dat ons ook hierdie woord vanmôre hoor, ook wanneer dit ons deur mekaar in donker en droefgeestig gaan, dat ons weet God is altyd daar, Immanuel in ons lewe. Almagtige God, Vader in die hemel, wanneer ons in hierdie dae waarin ons leef rondom ons kyk, en ons beleef dat die hele wêreld deur mekaar is, oorlog op oorlog op oorlog, mense wat hulle duisende vermink en vermoor word, vernietig word, en alles so deur mekaar is, ja ook selfs in ons eie land, dikwels in ons eie persoonlike lewens, in die kerk, dwars oor die wêreld, dan voel ons ook om soos die psalmdigter uit te roep, waar berg ek my en waar vlug ek heen? Here, wil U met elkeen van ons praat vanmôre deur hierdie woord, dat ons opnuut sal besef, daar's vir ons geen ander heenkome, geen ander uitkoms en toevlugsoord, as U die ewige en die almagtige, die ewige God, ons Vader in die hemel, Jesus Christus ons verlosser, en die Heilige Gees wat elke oomblik by ons is nie. Wil U met ons praat vanmôre, waar ons baie dinge het waarmee ons worstel en waaroor ons bid en vra, Here gee uitkoms. Ons vra, Here gee vir ons daardie vaste geloof en die vertroue dat U hoor, want U is Immanuel. U is met ons. U is by ons, U is bo ons, U is in ons, U is onder ons, oral elke tree van ons lewe. Wil U ook vir ons, en besonder in hierdie gemeente, wanneer daar vanmôre oorgegaan word tot 'n beroep, wil U in ons harte werk, dat ons sal weet, U sal uitkoms gee, en ook die regte persoon stuur, om U werk hier te doen, en sodoende hierdie evangelie te verkondig, sodat ons in die geloof mekaar se hande kan vat, kan opkyk en staande kan bly en weet, U lewe, U is elke dag daar, U tel ons op uit die as van ons lewe, U maak vir ons die paaie gelyk. Want ons het niks en niemand anders wat het vir ons kan doen in die deurmekaar tyd nie. Wil U dan nou met ons praat, sodat elkeen van ons wat ellende belewe, siekte, teëspoed, wroging, verskeurde verhoudinge, finansiële worstelinge, wat ook al, twyfel oor die toekoms en nie meer hoop het nie, praat met ons Here, dat ons opnuut ons innerlike krag, ons vreugde en ons vrede en ons wysheid by U sal vind. Ja, Here, praat met elkeen van ons deur die Gees, raak ons aan, omdat U self hier teenwoordig is, want U gee lewe. U verander ook die dooie woorde van mense, verander U om vir ons sin te maak,
tot goddelike woorde wat vir ons sin en betekenis en krag in ons lewe gee. Ons luister graag. Amen. Ek kom maar sit baie dankie. Broer, suster, as 'n mens so 'n bietjie wakker is en jy kyk rondom jou in die nuus en die sosiale media, dan kan ons nie anders as om eintlik half moedeloos te raak, te sê, maar watter toekoms lê daar vir ons voor? Net vir ons nou hier in Oudtshoorn in Suid-Afrika en ons eie wêreldjie nie, maar dwars oor die wêreld. Alles is so deur mekaar. Danie sê vanmôre vir my toe ons opstaan, hy hoor Donald Trump het toe geweldige ontploffings laat gebeur daar die groot bomme gegooi in Iran. En dit is nou goed en gaaf, want soos hy genoem word, Iran, die slang, die kop van die slang, wat eintlik al die ellende veroorsaak. Maar dan wonder 'n mens, wat lê nou voor? Watter mate gaan dit die res van die wêreld affekteer? En watter mate gaan hierdie oorlog uitkring? Want daar is soveel plekke waar dit al gebeur. Soveel ellende. En dan as ons net rondom ons kyk in ons eie land, die chaos wat ons hier beleef, ag, 'n mens voel baie keer jy wil moedeloos raak, daar is nie meer hoop nie, daar is nie 'n toekoms nie. Dan in die kerk van die Here, nie net die gemeente in Oudtshoorn nie, die kerk hier nie, maar dwars oor die wêreld, is dit asof die goed deur mekaar raak en uitrafel. En ons mense ander plekke gaan soek vir uitkoms en redding. As nou ons eie lewens kyk, soveel wat worstel met ernstige siekte, kanker, hartsiektes wat lei tot die dood, selfs die dood van 'n geliefde. Ons het gister ook by die troosgeleentheid van Gerda stilgestaan, dan besef 'n mens hoe verganklik is ons almal. Ander weer met armoede, waarmee hulle worstel of depressie, kan nie in daai donker gat kom nie, en dan neem hulle toevlug tot dwelmmisbruik, soek ander uitkomste op 'n manier. So hoor aan mekaar van geweld, verkrachtings, moord, al sou die president dit ontken, ons weet dis waar, ons beleef dit in ons families, in ons eie kringe. En dan wil mense ook vra, maar wat gaan aan, dis so deur mekaar, soos hierdie gedeelte, waar Jesaja kom praat met die volk, waar hulle lewe net so deur mekaar is. En in plaas van by God hulp en krag soek, dit na buite gaan soek by heidene, by afgodsaanbidders, verkeerde plekke. Wil mense vra, Here, het U ons vergeet? Is U regtig nog hier? Of moet ons hierdie stryd in hierdie lewe alleen voer? Uiteindelik maar ook in die stof verdwyn. In die gedeelte wat ons gelees het, beleef Juda, jy onthou nou, die twee ryke, Israel is in die bokant van Israel, die landstreek Israel, en in die onderkant by Jerusalem is Juda. Maar Israel het besluit, hulle wil nou 'n bondgenootskap smee met Assirië teen Juda ook, teen almal. En dit slaan 'n mens eintlik dronk. Reus in die Arameese heidense koning en Pekah Israel se koning is bondgenote teen Juda. Teen kan ons sê hulle eie broers en susters, familie. En dan lees ons daar in Juda, die koning Agas van Juda en sy raadgewers, hoofstuk 7 verduidelik dit, bewe soos bome in die wind, omdat hulle nie uitkoms sien, as hulle hoor van hierdie bondgenootskap met Assirië nie. Die verskriklike gevolge kan wees totale ondergang van hierdie deeltjie van God se volk. En dan kan mens nie anders as om te vra, maar hoe doen hulle sulke goed? Hoekom smee hulle nie 'n verbond wat eintlik daar bestaan tussen hulle en die lewende God nie? Dan sê die Here by monde van die profeet, gebruik eintlik 'n pragtige beeldspraak en dis wat dit altyd moeilik maak om die goed te verstaan. Hy sê daar die klein stroompie van Siloam wat so die water inbring na Jerusalem toe, sal oorspoel word en alles sal oorspoel word deur die groot rivier die Eufraat van die Assiriërs. As God so besluit en hulle nie na hom toe hulle toevlug neem nie. Dit is eintlik 'n skrikwekkende wêreld waarin hulle leef,
wat sê eintlik nog erger as die wat ons vandag beleef. En in hierdie bepaalde omstandighede tree die profeet van God na vore en hy praat met hulle. Hy sê vir Juda, moenie wanhoop nie, want julle woon in die land van Immanuel. Immanuel wat beteken, God is met ons. Vertrou op hierdie God wat nog altyd getrou was. Hy gee die sekerheid, die sekuriteit wat julle nodig het. Hy sal die kalmte bring. Want in sy krag kan julle onverskrokke volk van God wees, as julle net trou aan hom bly. Is duidelik, die profeet sê, vrees God, nie mense nie. Daarom kan ons in die Nuwe Testament ook lees, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is so waar, nog al die eeue. Daarom kom staan 'n paar oomblikke stil by hierdie begrip Immanuel, want dit eintlik 'n baie ryke betekenis. Wil nie maar net sê God is hier by ons nie, dit sê eintlik baie meer. Dit sê, die lewende God is bo ons. Ja, hy is ook by en met ons, maar meer, hy is ook in ons. Mens kan nog baie meer daarvan sê, maar kom ons staan net by hierdie 3 gedagtes stil. God is bo ons. Daarmee bedoel die begrip Immanuel, dat hierdie almagtige God, wat skepper is van hemel en aarde, jou en my skepper, wat ons hier gestel het, met 'n bepaalde doel voor oë om voluit te leef tot sy eer, hy onderhou steeds alles. As ek vanmôre terugkyk, dan moet ons sê, daar was baie tye waarin ons nie geweet het watter moontlikheid vir oorlewing is daar nie, en God het ons deurgedra, in ons volk se lewe en ons eie lewe ook. Hierdie almagtige heers oor hemel en aarde, ook oor al ons vyande, die vyande van God. In Jesaja 8 lees ons vir die ongelowige, die ongehoorsame, wat nie op God vertrou nie, vir hulle is God 'n klip waarteen hulle stamp. Hy is 'n rots waaroor hulle sal struikel. God is 'n vangnet wat hulle sal verstrik, 'n stryk wat hulle sal verpletter. Dit kom sê die profeet vir hierdie volk, dat hulle nie so pabroekig is en staan 'n bewe nie, maar dat hulle in die geloof sal voortgaan en met hierdie magtige God die pad stap. Die God, soos die woord ook sê, uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is. Ons belydenisskrifte beskryf dit so mooi, jy moet dit weer gaan lees, want elkeen van hierdie begrippe het 'n ryke betekenis. Sê, die God wat ons aanbid, is die ewige God, die enigste, waaragtige, ewige God. Hy is ook die onbegryplike. Hy is ver bo die beste wat ons kan dink. Ek het al vir gesê, ons het 'n prof gehad wat sê, mense praat so maklik oor die Here, asof hulle sommer 'n vriendjie agter die bos ontmoet het. God is baie groter as wat ons ooit kan dink. Ons moet maar altyd voorlopig oor God praat. Want ons sien maar net deur 'n sleutelgat. En God is veel meer as wat deur daardie sleutelgat gesien word. Hy is die ewige, die onbegryplike. Hy is ook die onaantastbare. Hy is die onveranderlike God in sy liefde. Dit het hy getoon dwars deur die lewe van Israel. Hulle gedra, kos gegee as hulle nodig het, water gegee, hulle gered waar dit nodig is. Daarom sê Jesaja, moenie op ander bondgenote vertrou nie, maar vertrou op die Here. Op hom vertrou ek, sê hy, op hom hoop ek, op hom bou ek vir die toekoms wat voorlê. Ja, is dieselfde God, die van die wat gister in die troostdiens was, dieselfde God wat sweef soos 'n arend oor sy kuikens. Hy beskerm daardie kuikens, hy vang hulle as hulle val en maak hulle sterk om saam met hom die ewigheid in te vlieg. Verder sê hy met Immanuel, God is met ons. Hy is nie net bo ons en oor ons nie, hy is met ons, hy is by ons elke dag. By ons, soos ook in Israel, kan ons weet hierdie God
verlaat ons nooit. Probleem is, ons maak baie keer soos Israel om God te verlaat. Keer die rug op hom, sluit bondgenootskappe op verskillende maniere met mense en dinge. Soveel van ons mense leef vandag net nog voort omdat hulle voortdurend vol drankstop of dwelmmiddels en tog net daardeur staande te kan bly, want hulle kan hulle self dit nie doen nie. Probeer hulle self red aan hulle hare uittrek in die modderpoel van sonde. Die wonder is, sê Jesaja, deur al die dinge is God nog steeds met ons. Dis goddelike genade dat hy dit verduur, ons ontrou en onverantwoordelikheid. Daarom haal hy die woorde aan, hy sê, God sê, ek is met julle tot aan die volëinding van die aarde. En ons weet hy het in Jesus Christus getoon, hy wil by ons wees, ons wat vandag hier sit, ons ken die geskiedenis met Jesus se koms. So deur die profete wat die Here stuur, kom hy en hy roep sy volk tot bekering. Hy roep ons ook vanmôre weer opnuut tot bekering. Jy weet ook dat bekering is nie net woeps eenmalige gebeurtenis en is verby nie. Dis 'n voortdurende proses om by herhaling terug te kom na die Here toe, weer my skuld te bely, sodat ek vergewe word. As ek my sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons. Deur die profete kom God en hy beloof, ek sal met julle wees. Ook in Jesaja sê ek sal met julle wees deur vuur, deur water, dat jy nie verskroei raak of meegesleer raak nie. Deur die profete beloof hy, ek sal julle nie los nie. Nee, hy kom leef met ons, so getrou is hy. Hy kom herstel hierdie gevalle sondaars, hierdie gevalle wêreld, tot begenadigde kinders van God, en hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. U sien dieselfde God al daar vanuit Egipte se wêreld af met sy volk, tot vandag toe, het trou gebly aan sy woord, en hy sal altyd trou bly. Maar dan volg na hierdie hele gesprek, in Jesaja 8, Jesaja 9, die gedeeltetjie, wat vir hulle sê, onthou, ons verwag die verlosser, die Messias, praat Jesaja met hulle. Ons ken die verlosser, u en ek wat hier sit. Maar hoor net mooi wat gebeur, hy praat met hulle, asof die verlosser reeds gekom het. Hy sê, vir ons is 'n seun gebore. Dis 'n afgehandelde tyd in die sin, as jy mooi daaroor dink. So dis so waar en seker, dat hy sy verlosser stuur, die profeet kan kom sê, dit het eintlik as dit ware klaar gebeur. En ons weet dit het in Christus gebeur. Aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers. Hy sal genoem word deur die bekende woorde, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, wat 'n kosbare woord in ons tyd. Want hierdie God is en bly Immanuel vir ewig. Hier by ons op aarde, het hy tussen ons kom woon fisies in Christus. En daar aan die kruis het Christus verlate gewees, sodat jy en ek nooit verlate hoef te wees nie. So naby het God gekom, dat hy eintlik in ons bly. Kom ons staan daarby ook 'n oomblik stil, hy is net bo ons en met ons nie, hy is in ons. Dit beteken God leef deur sy gees in ons elke dag van ons lewe. Ons het onlangs Pinksterfeeste gevier. Die tyd wat ons daarvan verseker, toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy ons nie alleen gelos nie, hy het die trooster gestuur, om ons elke dag te lei, te rig en in ons te leef. Hy het ons sy gees gegee om in ons te woon, en hy is oral, altyd met ons, sodat jy en ek sinvol mens kan wees voor God. En hierdie lewende God beloof vandag ook vir jou en vir my, om bo, met en in ons te bly, selfs wanneer jy deur die vuur van jou lewe gaan. Selfs wanneer ons die bare en die golwe van die lewe beleef wat ons nie kan hanteer nie. Selfs in ons diepste ellende, wat ons depressief en moedeloos maak oor die toekoms in ons hele lewe.
Ja, veral wanneer die magtigste versoekings oor ons pad kom, is hy ook daar om ons deur te dra en uit te tel. Wanneer ons verswelg word deur die bose, want mens kry die indruk, die bose neem oor, ons verloor. Maar dis nie waar nie, God is nog steeds in beheer. Daarom kan ons bedaar, soos Jesaja sê, kalm bly. Gaan lees bietjie hoofstuk 7 vers 4. As hy sê, moenie bang wees nie, moet jy nie ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie. Dis nou die bondgenootskap wat gesluit is teen Juda. Hulle rook maar net. Hulle kan nie regtig brand nie. Hulle maak net bietjie rook. Dis wat hy sê. En hulle wat kwaad doen, verseker die Here deur by monde van die profeet vir sy volk. Hulle sal verydel word in hulle planne. En die Here sal ons in ere herstel, sy volk. Sy seun is 'n bewys van sy liefde, van sy trou, sy genade. Kom ons hoor dit, broer en suster, oral, altyd in ons lewe en in ons sterwe, is hierdie lewende God met ons. Is hy Immanuel, al die dae van ons lewe tot aan die volëinding. Afsluit met die woorde wat Paulus ook uiter in hierdie verband waar ons nou gehoor het vanmôre uit Jesaja, sê hy ook, as ons dit glo, dan weet ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Wie of wat sal ons ooit van die liefde van God in Christus kan skei? Niks. So laat ons liewer elkeen ons binnekamer, ook ons as gemeente en as volk van die Here, ook as Afrikaner volk hopelik weer opnuut 'n bondgenootskap met hierdie lewende God stig, met hom lewe en dan hierdie woord vashou. Hy's die God wat altyd by ons bly, bo ons bly, met en by ons is en in ons bly. En dan kan ons leef te midde van 'n chaotiese wêreld en daardie wonderlike troos. Ons het hoop, ons het toekoms, ons het 'n ewige lewe. Amen. Kom laat ons verenig in die gebed. Here, baie dankie vir hierdie kosbare woord wat deur die eeue waar gebly het en vandag nog steeds waar is. Dat U die almagtige lewende God vir ons sê, Immanuel. U wil ook vir elkeen van ons Immanuel wees. Bo ons, met ons, in ons. Werk deur die Gees so in ons dat ons ook getrou sal bly, Here. U nie sal teleurstel en mekaar teleurstel. En ook verval in die boosheid en die ellende van hierdie wêreld nie. Dankie dat ons daardie sekerheid kan wees. Ons is veilig in die Vaderhand. Nou maar tot in ewigheid. En daarom kan ons ook in ons gesang uitroep, triomf, triomf, Immanuel. U, o Here, het oorwin die dood en hel, na bitter stryd en lyding. U is God met ons. Ja, U het oorwin. Lei ons die Vader woning in. Laat deel ons U bevryding. Dankie vir hierdie woord, Here, vir hierdie vertroosting, vir die krag wat U in ons lewe weer terugbring, as ons dit net glo en daarop vashou. Amen.